Goeiemôre, goeiemiddag of goeienaand, wanneer jy ook al luister en hierdie is Straatwys en baie welkom. Nou vandag wil ek met begin en vir jou 'n vraag vra wat dalk vir jou so klein bietjie ongemaklik is. En dit is, het jy al God vergewe? Ek weet dit klink vreemd en kontroversieel, want hoe vergewe mens vir God? Hy doen mos niks verkeerd nie, hy is mos volmaak. Maar as ek en jy eerlik is en dalk met onsself diep in ons hart kyk, dan weet ons dat daar tye was wat 'n mens in jou hart 'n stukkie van woede gehad het, 'n verwyte of 'n teleurstelling teenoor God gedra het. Mense met wie ek gesels, mense wat dalk deur pyn gaan of verlies of depressie, sê dikwels, ek bid maar ek voel niks, ek word nie geantwoord nie, of ek weet ek moet glo, maar ek is kwaad. En dan kom daar daardie stilte, want ons voel ons mag mos nie vir God kwaad wees nie. Christene voel skuldig om dit hardop te sê, maar diep binne in ons is daar dikwels 'n seer, 'n vraag wat sê, waarom het U dit toegelaat, Here? Waarom het U hom of haar laat doodgaan? Waarom het U nie ingegryp toe ek gevra het nie? Jared Egan sê dit baie mooi, hy sê, onder elke probleem in jou lewe is daar 'n spirituele kwessie. Dalk is dit presies hier waar die knoop lê, nie in wat met jou gebeur het nie, maar in hoe jy God sien. Want as ons eerlik is, dink baie van ons soms dat God daar is om alles vir ons reg te maak, né? Soos die hemelse Kersvader wat geskenke uitdeel aan die wat baie mooi daarvoor vra en dit gee wat op hulle lysie is. En wanneer hy dit dan nie doen nie, dan voel dit vir ons asof hy ons in die steek laat, né? Nou, Dawid self het ook so gevoel baie keer. Lees maar die psalms. Hy sê, Here, maar waarom gaan dit goed met mense wat goddeloos is, terwyl ek wat U dien, moet swaar kry? Selfs Dawid, 'n man van God en na God se hart, het soms vir God kwaad geraak en vrae gevra en betwyfel. Maar kyk wat gebeur in daardie eerlike gesprek, daardie tot op die emosie vlak. En daar het Dawid weer elke liewe keer, nadat hy die vraag gevra, weer nie sy geloof verloor nie. Alhoewel hy so gevoel het, dit het eintlik meer sy geloof verdiep en sy verhouding verdiep. Hy het ontdek dat God nie net 'n gee-God of 'n strafgod is nie, maar 'n aanwesige God. Die een wat saam met jou deur die donker stap, wat nie altyd antwoord nie, maar altyd teenwoordig is. Miskien is dit tyd dat jy jou hart moet oopmaak en sê, Here, ek was kwaad of ek is kwaad vir U. Ek het U bitter nodig gehad en ek neem U kwaadlik vir dit wat gebeur het. Nie omdat jy hom wil beskuldig nie, maar omdat jy eerlik wil wees, want dis die verhouding wat jy met God kan hê. Dis in daardie eerlikheid waar genesing ook kan begin. Jesus het self uitgeroep aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Selfs hy het die stilte van God gevoel, maar juist daar, in daardie stilte, waar God, het hy gesien, dat dit is waar God besig is, om die grootste verlossing ooit te bewerkstellig. So dalk is God nie teen jou nie, hy is besig om in jou te werk, deur jou te werk, selfs al voel dit nie vir jou so nie, en selfs al verstaan jy dit nie. So ek los jou met hierdie gedagte, wanneer jy ophou om vir God kwaad te wees, maak jy weer 'n ruimte vir sy vrede en sy nabyheid in jou lewe. En miskien is dit wat vergifnis vir God regtig beteken, om hom weer toe te laat, om jou hart aan te raak. So ek stuur jou weg, ek hoop jy het 'n wonderlike dag, en tot ons weer saam stap, mooi loop.